Jy weet, daar's 'n stille bedreiging wat diep binne in 'n mens se liggaam kan skuil. Dis soos 'n tydbom wat amper nooit 'n waarskuwing gee nie. En meeste van die tyd word dit per toeval ontdek of in die ou dae tydens 'n lijkskouing. Vandag duik ons in die verborgde wêreld van viscerale arterie-aneurismes. Vir eeue was hierdie aneurismes so spooke in die mediese wêreld. Dokters het dikwels eers van hulle geweet na die pasiënt reeds oorlede is. Maar deesdae se tegnologie, wel, dit laat ons toe om hierdie spooke te sien. En dit skep 'n heeltemal nuwe soort probleem. Nou dat ons hulle kan sien, wat presies doen ons daaromtrent? Goed, kom ons begin by die begin. Voordat ons kan praat oor die dilemma van behandeling, moet ons eers presies verstaan waarmee ons hier te doen het. Wat is hierdie sogenaamde tydbomme in ons are nou eintlik? Stel jou 'n tuinslang voor met 'n swak plekkie in die wand. Soos die waterdruk ophou, begin daardie plek uitbol, amper soos 'n klein ballon. Wel, dit is basies 'n aneurisme. En as daardie bult bars, is die gevolge katastrofies, veral omdat hierdie slang nie in jou tuin lê nie, maar binne in jou liggaam is. En kyk, hierdie is nie sommer enige slange nie. Die viscerale are is die hoofpyplyne. Hulle vervoer bloed na jou belangrikste organe, jou milt, jou lewer, jou ingewande. So 'n bult op een van hierdie pyplyne bedreig die hele stelsel. Maar nie alle viscerale aneurismes word gelyk geskape nie. Een spesifieke tipe domineer die landskap heeltemal, die miltarterie-aneurisme. Dit is verantwoordelik vir 'n ongelooflike 60% van alle gevalle. So dis duidelik die hoofkarakter in hierdie storie. En dis waarop ons vandag gaan fokus. Goed, volgende afdeling. Kom ons plaas hierdie algemeenste skuldige, die miltarterie-aneurisme, of sommer MAA, onder die mikroskoop. En hier is waar die storie 'n regtig vreemde wending neem. Om redes wat wetenskaplikes nog steeds probeer uitpleis, kom miltarterie-aneurismes 4 keer meer algemeen by vroue voor as by mans. Hierdie 4-tot-1 verhouding is een van die grootste raaisels rondom hierdie toestand. So wat's die teorie? Wel, die hoofverdagte is swangerskap. Dink daaroor, die intense hormonale skommelinge en die dramatiese toename in bloedvolume kan die wande van die ara letterlik uittrek en verswak. Gooi nou ander faktore soos lewerprobleme of verharding van die ara by en jy het die perfekte storm vir 'n aneurisme om te vorm. En die risiko tydens swangerskap is, wel, dis ondinkbaar hoog. As 'n AMA bars, is die moeder se sterftesyfer 75%. Die fetussin is byna 95%. Dis hoekom die reël hier absoluut en onbuigsaam is. 'n miltarterie-aneurisme in 'n vrou van vrugbare ouderdom word altyd behandel. Die risiko om te wag is eenvoudig net te groot. Goed, volgende afdeling. So, hoe presies stem dokters hierdie tydbom? Die antwoord hierop vertel vir ons 'n ongelooflike storie van mediese vooruitgang, die groot skuif weg van die skalpel en in die rigting van die kateter. Die ou manier was oop chirurgie, 'n groot insnyding, 'n lang en pynlike herstel, maar 'n herstel wat dekades lank hou. Die nuwe manier is endovaskulêr, 'n klein gaatjie in die lies, 'n vinnige herstel, maar met 'n paar onsekerhede oor hoe lank dit sal hou. Dis die klassiese stryd tussen bewese duursaamheid en moderne, minimale ingryping. Kom ons breek gou hierdie moderne wonderwerk af. 'n Chirurg ry 'n baie dun draadjie, 'n kateter, deur 'n slagaar in die been of die arm, al die pad tot by die aneurisme. Dan word klein platinumspoelietjies in die aneurismesak vrygelaat. Hulle prop dit effektief van binne af. Die bloed stol dan rondom hierdie spoele en die aneurisme word heeltemal uit die sirkulasie verwyder. Dis ongelooflik elegant. En die resultate? Hulle is verstommend. Die tegniese sukseskoers vir hierdie prosedure is 98%. Dink daaroor. Dit beteken in 98 uit 100 gevalle kan die chirurg daardie tydbom ontlont met die eerste probeerslag. Goed, laaste afdeling. Die groot besluit. Ons het die tegnologie om die probleem op te los. Maar dit lei ons na die mees komplekse vraag van almal. Net omdat ons dit kan regmaak, beteken dit ons moet. Dit is die dilemma van wag of optree. Jy sien, dis nie 'n eenvoudige sien en behandel situasie nie. Selfs die mees elegante moderne prosedure het risiko's. Die dokter moet dus 2 gevare teen mekaar opweeg. Die gevaar van die operasie teenoor die gevaar van die aneurisme self. Gelukkig help riglyne dokters om hierdie besluit te neem. As die aneurisme simptome veroorsaak, reeds gebars het of in 'n swanger vrou voorkom, is die antwoord duidelik: tree op. Vir gevalle sonder simptome is die grootte en die groeitempo die deurslaggewende faktore.
groter as 3 cm of as dit meer as 0,5 cm per jaar groei, dan is dit gewoonlik die sneller vir intervensie. En dit is die rede hoekom wag dikwels die beste opsie is. Vir 'n klein stabiele aneurisme is die jaarlikse risiko dat dit gaan bars minder as 2%. In daardie gevalle is die risiko van 'n operasie eintlik hoër as die risiko van die aneurisme self. So dis nie passiewe wag nie, nee, dis aktiewe toesig. Dit beteken jy hou die vyand fyn dop jaar na jaar. Maar daar is een uitsondering waar daar absoluut geen debat is nie, die pseudo-aneurisme. Dink daaraan so, 'n regte aneurisme is 'n bult in die tuinslang se wand. 'n Pseudo-aneurisme is meer soos 'n lek wat net deur die omliggende weefsel, die grond en die gras in toom gehou word. Dis uiters onstabiel. Die reël hier is dus absoluut. Hulle word altyd en onmiddellik behandel. Op die ou end is die verhaal van die viscerale aneurisme die verhaal van moderne medisyne. Ons tegnologie is nou so goed dat ons probleme kan vind lank voordat hulle werklik probleme word. En dit dwing ons om te verander van reaktiewe na proaktiewe dokters. En dit vra die moeilike vraag, wat is die prys van hierdie kennis? Die grootste uitdaging is nie meer om die tydbom te ontlont nie, maar om te besluit watter een werklik gaan ontplof. Die ontdekking, blyk dit, is maar net die begin van die raaisel.